Faithful are the promises you speak to me, armor and protection from the enemy. Ons teksgedeelte van môre 1 Korintiërs 1, ons gaan lees vers 1 tot 3. Dis 1 Korintiërs 1 verse 1 tot 3. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë ook in gebed. Ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Here, baie dankie vir die geleentheid dat ons so versamel kan wees rondom die woord en in die Heilige Gees. Dankie Here dat ons erken en bely dat U is die lewende woord, die besonderse spesiale openbaring van Vader vir elkeen van ons. Dankie Here ook so vir die nalatenskap van die apostels, en besonder die Nuwe Testament skrif ook Here. Dankie dat ons in die skrif kan leer van U. Here, ons vra ook, seën ons asseblief nou in die lees van die woord, breek vir ons asseblief die woord oop, en lei ons asseblief deur die inwerking van die Heilige Gees. Ons bid dit alles in die naam van ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam. Ek lees uit die letterlike vertaling 1 Korintiërs 1 vanaf vers 1. Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, en die broeder Sosthenes, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as ons Here. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en Here Jesus Christus. Ek herhaal vir ons hierso in vers 2, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges. Geheiligdes, geroepe heiliges. Tot sover geliefdes. Ek het juist hierdie verse ook net so vir ons aangehaal, want ons tema vandag is heiligheid se misverstand. Heiligheid se misverstand, en veral die klem hier op geheilig en dan natuurlik geroepe heiliges. Geliefdes in die Here, ons het almal al gehoor van die woord heilig natuurlik. Ons het dit nou ook sing in die lied hiervoor ook. Ons weet van heiliging en heiligheid en so meer. Almal ken dit, almal het dit al gehoor. Ons glo dat God is heilig. En ons glo in een heilige apostoliese kerk, wat bestaan uit ons as mense, natuurlik. Maar verstaan ons werklik die betekenis van heilig? Wat heilig regtig beteken? Wat beteken dit ten opsigte van God, en wat beteken dit ten opsigte van ons as mens? Nou, die Griekse woord natuurlik vir heilig is agios. Agios. Maar agios in die Grieks het twee kernbetekenisse. Die een betekenis is van toepassing op God, en die ander betekenis is van toepassing op ons as mens. En het is belangrik om hierdie twee te kan onderskei van mekaar, want ons verwar baie keer hierdie twee betekenisse met mekaar. Ons ruil die betekenisse om, en het veroorsaak baie keer misverstande. Hierdie misverstande lei tot mismoedigheid, tot hartseer, tot moedeloosheid, skuldgevoelens, dinge wat ons onderdruk in ons verhouding met God. En daarom gaan ons vandag in besonder ingaan op die heilige misverstand en die beseffing dat heilig het twee kernbetekenisse. Nou kom ons gaan kyk na hierdie twee betekenisse van agios, en ook die verskil in toepassing op God en die verskil in toepassing op ons as mens. Nou geliefdes, ons begin natuurlik altyd by die Here, en ons weet dat God is heilig. God is heilig. Nou die eerste betekenis van heilig, van agios, is rein, skoon, perfek,
volmaak. Met ander woorde, sondeloos. Nou geliefdes, hierdie is belangrik om te besef, hierdie betekenis van agios is net vir God. Dis net van toepassing op die Here. Dis nie van toepassing op ons nie. God alleen is heilig. Openbaring 15 vers 4 onder andere. God alleen is heilig. Geliefdes, ons weet het, net God alleen is rein. Net God alleen is perfek en volmaak en sondeloos. Ons weet het, ons bely dit, ons erken dit. Net God is skoon, vlekkeloos, rein, perfek, volmaak, sondeloos. Nou skies, ek verwys hier na die Griekse leksikon van Louw en Naida, waar het baie mooi stel as ons kyk na die Grieks. Agios verwys na 'n verhewe, morele, goddelike eienskap wat in teenstelling is met wat ons as mens is. Ek wil dit weer sê. Agios verwys na verhewe, morele, goddelike eienskappe wat in teenstelling is met wat menslik is. Dis agios. Ons as mens wil hierdie betekenis van agios, volmaak, perfek, sondeloos, rein, wil ons toepas op onsself. Terwyl die skrif in die evangelie baie duidelik is, dat ons as mens dit nie is nie, dat ons as mens dit nie gaan bereik in hierdie lewe nie. Nie een van ons is volmaak, perfek, sondeloos, rein, skoon en hierdie, ons weet dit. Maar tog wil ons keer op keer heilig probeer toepas, hierdie eienskap van God probeer toepas op onsself. Dat ons moet nou perfek, volmaak, rein, sondeloos en so meer wees. Nou, ek noem het net, ons wil God se alleen eienskap, dis 'n eienskap wat net God het, ons wil God se alleen eienskap probeer toepas op onsself. En in die proses wil ons onsself gelykstel met God. Ek hoop jy hoor wat ek sê, sonder dat ons dit baie keer besef. Laat my dink aan die sondeval, die leuen in Genesis 3. Jy sal soos God wees. Ons val vir daai leuen in kerk. Ons val vir daai leuen in ons lewens. Ons vat God se eienskap van volmaak, perfek, sondeloos en ons wil dit toepas op onsself en daardeur wil ons eintlik sê, maar ons het die eienskap van God. Ons wil onsself gelykstel met die Here. Dit is belangrik dat ons begin besef, nee, dis nie vir ons nie. Dis God. En dis vir God alleen. Net God alleen is volmaak, perfek, sondeloos, rein en skoon. Geliefdes, dis juist uit die beseffing van ons tekortkoming hierin, wat ons gedryf word na Jesus Christus, deur wie ons vergifnis en verlossing kan ontvang, deur wie ons skoon gewas kan word, deur wie ons geheilig word, aan die geheiligdes in Christus Jesus. Geheilig. So ons is nie in onsself nie, ons het nie die eienskap nie, dis God se eienskap. Nou, ek gaan later weer terugkom hierna, maar is belangrik dat ons onderskei, net God is rein, perfek, volmaak. Dis van toepassing op God, nie op ons nie. Daar is ons fout. Nou kom ons kyk na die tweede betekenis van agios. Wat beteken heilig vir ons? Vir ons as mens beteken afgesonderd, toegewyd vir diens. Dis iets wat ons kan kry en kan hê. So die tweede betekenis van heilig, agios. En ek sê weer eens, hierdie betekenis is van toepassing op ons, dis vir ons. Agios, heilig beteken afgesonderd of toegewyd vir diens aan God, weer eens volgens die Griekse leksikon van Louw en Naida. Heilig vir ons beteken om afgesonderd te wees vir God. Toegewyd vir diens aan God. Dis heilig. Heiligheid gaan eintlik oor diensbaarheid aan God, deur afgesonderd en toegewyd te wees aan God. 'n heel ander betekenis, en 'n betekenis wat ons as mens ken die eerste betekenis, perfek volmaak.
En ons wil dit altyd van toepassing maak op onsself. En ons kry dit nie reg nie, en ons val en ons struikel, en ons raak mismoedig. Die tweede ware betekenis van toepassing op ons as mens, besef ons nie, ken ons nie, verstaan ons nie. Afgesonderd, toegewyd, diensbaar. So geliefdes, ons verstaan heiligheid verkeerd. Ons dink dit beteken perfect, volmaak, sonderloos, rein, wat net God is. Terwyl heiligheid vir ons as mens beteken afgesonderd, toegewyd, vir diensbaarheid aan God. Om ten spyte van ons sonde en swakheid en tekortkominge en feilbaarheid, om ten spyte van hierdie dinge diensbaar te wees vir God, toegewyd aan die Here en afgesonderd vir hom. Ons is geroepe heiliges. Weereens vers 2, geroepe heiliges. Ons is geroepe heiliges. Ons is 'n heilige kerk, nie omdat ons perfek is nie, nie omdat ons volmaak is nie, nie omdat ons sondeloos is nie. Ons is 'n geroepe kerk, geheiligde geroepenis in die Here, want ons is afgesonderd vir God en ons is toegewyd aan die Here. Dis hoekom ons vanmôre hier sit. En in alle kerke en gemeentes. Ons is afgesonderd. Met ander woorde, wat beteken dit om te sê ons is afgesonderd? Dit beteken ons is God se eiendom. Ons is sy volk. Ons is sy kinders. Ons behoort aan die Here. Ons is afgesonderd vir hom. Die wêreldse mense daar buite en so meer is nie God se eiendom nie. Ons is God se eiendom. Die kerk is God se eiendom, sy volk. Ons is heilig want ons is toegewyd aan die Here. Toegewyd aan God. Ons soek die Here. Ons wil nader aan hom. Ons wil meer en meer van hom. Toegewyd aan hom. En ons heiligheid, ons afgesonderdheid, ons toegewydheid kom na vore deur diensbaarheid aan God. Hoekom is ons diensbaar? Want ons is afgesonderd. God se eiendom. Hoekom is ons diensbaar? Want ons is toegewyd aan die Here. Meer van hom, meer van hom, meer van hom. Ek sê weer, ons meet heiligheid aan ons perfeksie en jy gaan altyd tekort skiet. Maar begin heiligheid meet aan diensbaarheid, afgesonderdheid, toegewydheid en jy gaan verstaan wat beteken een heilige kerk. Dis wie ons is. Die vraag ontstaan natuurlik ook vir elkeen van ons, as ons nie diensbaar is vir God nie, is ons dan wel toegewyd aan hom? As ons nie diensbaar is vir God nie, is ons wel afgesonderd vir hom? Is jy deel van die geroepe heiliges, afgesonderd en toegewyd vir diens aan God? Dis wie kerk is en wat kerk is. Dis waaroor heiligheid vir ons gaan. En dis 'n kopswaai. Nou geliefdes, kom ons gesels ook oor heiliging. Heiliging. Die skrif getuig dat ons deur die Heilige Gees groei in heiliging of in heiligmaking. Natuurlik weet ons, al baie gesels in die verlede, dit is 'n lewenslange proses van groei. Dis nie eensklaps nie. Dit is 'n proses van groei. Maar waarin groei ons? Waarin vind heiliging plaas? Ons groei om al meer afgesonderd te wees vir God. Om al meer anders te wees as die wêreld daar buite. Ons groei om al meer toegewyd te wees aan God. Toegewyd in diensbaarheid aan die Here. Om meer en meer diensbaar te wees vir God. Hoe meer jy diensbaar is, hoe meer jy toegewyd is, hoe meer in afsondering is, hoe meer is die heiligmakingsproses binne in jou aan die gang. So geliefdes, ek noem dit vinnig weer. Die mense wat lou is, die mense wat lam is, die mense wat nie diensbaar is nie, die mense wat nie afgesonderd is vir God nie, die mense wat nie toegewyd is aan God nie, het nie deel aan heiligmakingsproses nie. En dis nie vir ons nie, dis vir die mense wat by die huis sit tans.
is vir die geliefdes wat ons ken. Is belangrik om vir hulle te sê, jy het tans nie deel aan heiligmaking nie. Meer en meer van God, anders as die wêreld, toegewyd, diensbaar. Dis wat die heiligmakingsproses is. En ja, in die proses van afsondering en toewyding groei ons in gehoorsaamheid aan God natuurlik. En ja, in die proses van toewyding en afsondering streef ons teen sonde, die boos in die wêreld natuurlik. Maar dit is 'n vrug van heiliging, dit is 'n vrug van heiligmaking. Dit groei uit heiligheid uit. Maar ek wil dit weer bevestig, heiligmaking beteken nie dat ons in hierdie lewe perfek en volmaak en sondeloos gaan wees nie. Dit gaan nie gebeur nie. Hou op 'n vals hoop hê dat jy in hierdie lewe perfek gaan wees. Ons gaan altyd tekort skiet. Ons gaan nooit sondeloos wees nie in hierdie lewe nie. Heiligmaking beteken nie dat ons in die lewe volmaak, rein, sondeloos gaan wees of moet wees nie. Onthou, die volmaaktheid kom eers met die tweede koms van Jesus Christus, wanneer Christus alles tot volheid gaan bring. Eers dan. Intussen word ons in en deur Christus geheilig. Geheilig. Deur ons verbintenis aan Christus, deur ons toewyding en afsondering in hom, word ons geheilig. Weereens so mooi vir my Paulus se gebruik hier, geheilig, geroepe heilig is, geheilig. Deur ons verbintenis aan Christus, ons toewyding en afsondering in hom, word ons skoon gewas en gereinig deur die bloed van Christus. Die volmaakte en die perfekte offer wat gebring is vir ons. Die volmaakte en perfekte God skenk sy offer vir sy eiendom. Nie omdat hulle dit self is of self kan verkry nie, maar omdat hy dit is. En omdat ons sy eiendom is. Daarom is ons in Christus geheilig. Ek hoop dit maak sin. In Christus, deur Christus, in verbintenis aan Christus, in afsondering in Christus as die eiendom van God, toegewyd aan Christus, verbind aan Christus, ontvang ons die eienskappe van Christus. Nie uit onsself en deur onsself nie, maar deur Christus. In verbintenis aan Christus, die volmaakte en die volmaakte offer, kyk God na ons asof ons volmaak is, maar ons is dit nie. Maar deur die oë van Christus is ons volmaak, skoon gewas deur die bloed, gereinig van alle ongeregtigheid. Is dit nie die evangelie wat ons glo en bely nie? Geheilig asof ons self perfek, volmaak en sondeloos is. Weereens nie omdat ons dit is of self bereik het nie, maar omdat Christus dit is en dit skenk aan sy eiendom, wat afgesonderd is aan hom en toegewyd is aan hom. Net om dit te bevestig, baie bekende teks, ek het dit ruk terug gebruik, Romeine 8, vers 32 en 34, hoor wat ek gesê het en hoor wat Paulus sê. Vers 33, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Dis die evangelie. Geliefdes, ek sluit vir ons af en ek vat dit vir ons saam. Het is belangrik om die betekenis van heilig te verstaan en so die heilige misverstand op te los. Dat die woord heilig, agios, het twee betekenisse. Die eerste betekenis is volmaak, perfek, rein, sondeloos.
Maar hierdie betekenis is net vir God. Is nie vir ons nie. God is alleen perfek, God is alleen volmaak, rein en sondeloos. Ons weet dit. Ons erken dit, ons bely dit. En tog wil ons dit toepas op ons as mens. Die tweede betekenis is afgesonderd en toegewyd vir diens aan God. Dis heilig, dis agios. En hierdie betekenis is vir ons as mens. Dis van toepassing op ons, dis vir die kerk. Dis wie die kerk is. Afgesonderd, toegewyd aan God. Niks met perfeksie te doen nie. Alles met diensbaarheid te doen. Toewyding en afsondering vir die Here. En dat ons as kerk in verbintenis aan Christus deur die Heilige Gees groei in 'n proses van heiliging en heiligmaking, waarin ons al meer afgesonderd raak en al meer toegewyd raak in diensbaarheid aan God. Dis die kerk. Dis wie ons is. Ons verwar die twee betekenisse en ons wil onsself die eienskappe van God gee. Moenie. Jy gaan nie slaag daarin nie. Jy gaan mismoedig raak. Jy gaan depressief raak. Jy gaan die hele tyd gelaai wees met skuldgevoelens. Want jy wil jouself op die vlak van God plaas. Moenie. Wees liewer wat die skrif sê vir ons. Wees toegewyd, wees diensbaar, wees afgesonderd vir die Here. En intussen, geliefdes, is ons geheilig in Christus Jesus se volmaakte offer wat hy gebring het aan die kruis. En deur sy volmaakte offer is ons nou die eiendom van God. Deur Christus se volmaakte offer vir ons word ons skoon gewas deur die bloed van Christus, nie deur onsself nie. Christus, die begin en volleinder. Ons is geheilig in Christus se volmaakte offer tot die volheid kom met die tweede koms van die Here Jesus Christus. Dis waarna ons uitsien. So geliefdes, wees heilig. Wees afgesonderd. Wees toegewyd in diensbaarheid aan God. Word heilig. Word afgesonderd in diensbaarheid aan God. Al meer afgesonderd, al meer toegewyd in diensbaarheid aan die lewende God. God is heilig. En ons is geheilig in Christus Jesus. Amen. Kom ons sluit die oë. Doen graag vir ons 'n gebed. Ons Here, ons Koning Jesus Christus. Here, dankie dat ons vandag hierdie misverstand kon hanteer. En nie uit menslike wysheid nie. Uit die skrif. Uit die evangelie. Uit dit wat ons eintlik glo en bely. Maar ons verstaan dit baie keer verkeerd. Dankie dat ons vandag kon kyk na heilig. En dat ons verstaan dat in die Grieks, agios, is daar hierdie twee betekenisse. En die een betekenis is net vir U, Here, en die ander betekenis is vir ons. Here, ons verwar dit baie keer. Ons weet U is heilig. Ons weet U is perfek, U is volmaak, U is sondeloos, U is vlekkeloos, U is rein. Dis wat ons erken en bely. Maar Here, ons dink baie keer dat ons moet dit ook wees. Maar ons skiet tekort. Ons val, ons struikel, keer op keer. Dan raak ons mismoedig en depressief, Here, want ons dink ons is nie U kinders nie. Ons is nie dit werd nie. Ons is nie waardig om U kinders te wees nie. Ons het dan feilbaarheid en sonde en nietigheid in ons. Maar dankie dat ons vandag kan verstaan, nee, dis nie die bedoeling van wees heilig nie. Dat ons vandag verstaan dat heiligheid het 'n tweede betekenis. Dis om afgesonderd te wees vir U, dis om toegewyd te wees aan U, in diensbaarheid aan U. En ons besef, Here, dit kan ons doen. Ons kan. Ten spyte van ons swakheid en feilbaarheid en nietigheid en sondige bevlektheid,
is ons reeds afgesonder deur U. Ons is U volk, ons is U eiendom. Losgekoop deur die kosbare bloed. En dat in U en verbintenis aan U, Here, kan ons toegewyd leef, in diensbaarheid, ten spyte van ons nietigheid, kan ons diensbaar wees vir U, wil ons diensbaar wees vir U, wil ons werk vir U, Here. Ek glo dis elkeen van ons se begeerte deur die inwerking van die Heilige Gees. Dankie, Here, dat ons geheilig is in U, nie deur onsself nie, maar deur U kosbare bloed, geheilig deur dit wat U volbring het in ons plek, en dat ons geroep is as geheiligdes in U, en in die proses van heiligmaking al meer groei, in afsondering, in toewyding, in diensbaarheid. Seën ons in die proses, Here, en gebruik ons as nietige mense. Maar dankie vir die hoop wat ons het. U kom terug, en wanneer U terugkom, gaan U alles tot volheid bring. Ons hou vas daaraan, Here. Here, seën ons as gemeente met die beseffing van wat heiligheid is, wie U is, en wie ons in U is. Wat heiligheid is ten opsigte van U, en wat heiligheid is ten opsigte van ons. Dankie dat ons die misverstand kan hanteer, en gebruik ons, Here, asseblief in toewyding en afsondering om ander te bereik, om vir ander te vertel, om ander wakker te maak. Asseblief, Here, ons bid dit so in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie, geliefdes in die Here. Faithful are the promises you speak to me, armor and protection from the